uitgeklim en stilte beleef. Daar's geen geraas van enige iets nie. En wanneer jy dan sê, maar ek wil stil word, wat hoor ek? Dan hoor jy die duwe koer, dan hoor jy die voeltjies. Maar as jy nie doelbewus sê, wat hoor ek nie, dan gaan dit net by jou verby. En die Here vra van my en jou, dat ons tyd met hom sal spandeer, dat ons sal stil word by hom. En ons sukkel ook maar daarmee, maar ons moet dit doen. Ons moet mekaar as gelowiges bystaan en bemoedig, mekaar ondersteun. Nie net wanneer dit moeilik gaan nie, maar ons moet ook daar wees vir mekaar wanneer dit met ons makliker gaan. Die Here wil juis hê dat gelowiges daar is vir mekaar, sodat ons vir mekaar kan bid, mekaar kan bemoedig. En het ons dit nie maar beleef hierdie afgelope Pinksterweek nie, dat ons bemoediging beleef het om saam met ander gelowiges in die huis van die Here te sit en sy woord te hoor nie, te luister en te weet, ons het eenheid in die Gees. Hierdie stad, Filippi, was kosmopolitaans. Die gemeente het daar bestaan uit verskillende en uiteenlopende agtergronde, verskillende kulture, mense van verskillende sosiale agtergronde. En ons lees in Handelinge 16, dan kry ons so half 'n agtergrond, 'n aanduiding van die samestelling van hierdie gemeente. Lydia was 'n Joodse bekeerling uit Asië. Die slavin was waarskynlik 'n Griek en die tronkbewaarder was waarskynlik 'n Romein. Mense van totaal verskillende kulture en agtergronde. En ek en jy moet dalk vanoggend net weer besef dat elke mens is na die beeld van God geskape. Ongeag ras, kleur, kultuur. Elke mens is na God se beeld geskape. En wanneer ons dit besef, dan moet ons juis nederig wees en besef ons is maar almal net sondaar mense. Ons is maar alleen deur God se genade gered. Nie vanweë ons status of wat ons in die lewe bereik het nie, maar net deur God se genade alleen. Ons het niks om in te roem nie. Want dis maar net menslik dat ons onsself in sekere kategorieë plaas, in sekere klasse, en dat ons baie maklik kan neerkyk op sekere mense, en dat ons net met sekere mense wil assosieer. Terwyl God sê, elke mens is na sy beeld geskape. Wat doen Jesus? Hy doen juis die teenoorgestelde as wat ons baie keer doen. Hy kom leer vir ons, hy kom wys vir ons dat hy gaan met sondaar mense om. Dit was verbode vir 'n Jood gewees, om in 'n sondaar se geselskap te wees. Hy gaan eet saam met sondaar mense. Hy maak bemoeienis met vroue in die openbaar, wat glad nie in daardie tyd gebeur het nie. Hy raak aan melaatse mense wat nie toegelaat was om naby aan jou te kom nie. Hy gaan in Samaria in, 'n gebied wat deur die Jode vermy is. Die Jode en die Samaritane het mekaar intens gehaat. Maar Jesus gaan juis daarin, en hy gaan na 'n put toe waar 'n Samaritaanse vrou is, en hy praat met haar, wat totaal verbode was in sy tyd. Hy loop 'n begrafnis toe te raak, en dan raak hy aan die draagbaar, en hy is nie bang dat hy daardeur onrein sal word nie, want dit was so dat as hulle aan die draagbaar raak, dan was hulle onrein verklaar. Jesus is nie bang daarvoor nie. Hy laat die stoet stil staan en hy raak aan die draagbaar. Hy is nie bang.